Dit is kos julle. Dit is die eerste episode en hopelik die eerste van baie. Okay. En ons gaan frikadelle En maak. ons gaan frikadelle maak. Ek is so opgewonde. Okay. Okay, ons gaan frikadelle maak. Right, frikadelle. Regte eenvoudige frikadelle, maar daar is 'n paar geheimpies as 'n mens frikadelle maak. So 1,5 kg goeie maalvleis. Dit moet nou sommer ordentlike maalvleis wees. En ons begin sommer met die speserye. Naaltjies, versigtig vir naaltjies. Mense moenie te veel naaltjies gooi nie, want as jy te veel naaltjies gooi, oorheers dit baie maklik die frikadelle se smaak. Breinasyn, lekker druiwe breinasyn gooi jy net so 'n bietjie. Naaltjies en breinasyn, hulle twee werk altyd saam met mekaar. Hierdie is sommer 'n bietjie witpeper, laat loop sommer met die witpeper. Hierdie is knoffel, lekker knoffeltjies. Hierdie is bietjie chili garlic en gee vir hom so 'n bietjie van 'n byt. Weer garlic, dit is net dalk 'n bietjie erg, maar alright. Maalvleisspeserye, sommer die gewone maalvleisspeserye. Hy het eintlik alles klaar in, maar laat loop maar sommer met hom. Jy moet sommer genoeg gooi. Dit moet ons dan ook nie na niks maak. Om een of ander rede is as 'n mens frikadelle maak, gooi 'n mens baie maklik te min sout in. So ek gooi sommer genoeg sout in. As jy frikadelle maak, moet jy mos nou maar alles voor die tyd klaar ingooi. My ma het altyd gesê mens maak nie kos sonder eie nie. Jy moet hom rasper. Jy kan dan nou klein blokkies ook sny, maar daar's mos nou mense wat vol nonsies is wat nie wil eie sien in hulle kos nie. En dan eet hulle dit hier. So as jy die eie gerasper het, dan raak dit heeltemal weg in die frikadel, maar hy gaan nog steeds smaak soos wat hy moet smaak. Ek het so 3 middelslag uitjies wat ek rasper vir die saak. En nou raak dit 'n treurige saak. Ek is besig om in die huil te gaan. Maar mens kan maar huil ook wat. Daai hele span eie kom nou sommer hier bo-op in. Nou jy nou vir my vra, hoekom moet ek eiers ingooi? Sê ek vir jou, ek weet nie regtig nie. Maar my ma het vir my gesê ek moet 2 eiers in. Klits hom net so 'n bietjie, die eiers bind die frikadelle. Weet jy, die geel en die wit lekker gemeng is, dan gooi hom in. Maar nou is hier nog 'n baie ander belangrike ding. Gewone chutney. En jy kan maar sommer redelik laat loop met die chutney. Ek gee vir hom 'n lekker vrugtige smaak. Omdat die besigheid so pap is, vat jy nou sommer 'n bietjie Weet-Bix. En die Weet-Bix doen 2 goed. Hy gaan die vog 'n bietjie uittrek uit die frikadelle uit. En die ander ding is, dis nou sommer gesond ook. Jy kan jy sommer verbeel jy eet so 'n bietjie ontbyt ook in die saak. Ek het nou hier op seker nou so 4 ingegooi en nou is my Weet-Bix in elk geval op. Ek sal weer moet koop. Ons gooi nou sommer alles in wat. En as jy die saak nou lekker deurgemeng het, dan gaan jy sien ons gaan nou eintlik 'n hele groot klomp frikadelle op die einde van die dag bymekaar hê. Hy smaak nie baie lekker as daar nie genoeg sout is nie. Daar's hy. Nou as 'n mens die bolletjies maak, dan maak jy hom nou net so min of meer die size wat jy nou van hou daarvan gaan hou. Ek sit hom op 230 grade en die voordeel dan daarvan is hy raak vinnig gaar en by die tyd dat hy gaar is, het hy sommer 'n mooi crispy gebakte breinkleur op. Want die oomblik as die frikadelle begin sous uitbraai, dan is dit gewoonlik by die tyd min of meer wat die frikadel gaar is dan ook. As ek maak ek nou sommer genoeg. As jy nou hierdie frikadelle klaar gemaak het, dan vat jy 'n klompie van die frikadelle en jy haal hulle vir jou uit en jy sit hulle in 'n bakkie binne in die vrieskas. Vries hom sommer net so en dan wanneer jy vir jou kossies inpak, jy vat die frikadel sommer so van gevries af. Vat jy hom, sit hom binne in jou kosblik en môreoggend vry jy hom saam en by die tyd wat jy hom gaan eet as hy klaar ontdooi. So 20-25 minute later gaan ons hulle bekyk. Ons maak 'n bietjie mash, maar ons maak mash met 'n twist. Gewone aardappels, maar dan is daar patats by. En die aardappels en die patats wat jy bymekaar mash gee 'n besonderse lekker smaak. Nou gaan ons hierdie sousies gebruik en dan gaan ons hiervan net 'n bietjie bruin maak, 'n bietjie bastou bysit. Gooi 'n bietjie water by, meng hom lekker deur. En dan oomblik as hy begin kook, dan raak die sousie bietjie dik. Die sousie gaan nou perfek pas en werk saam met die frikadelle want die twee gaan baie naby aan mekaar smaak. En dit is frikadelle, julle. Kom ons eet. Geniet hom.